My naam is Mariska en jy luister na Storiekletse hier op Millie FM. Om identiteit te omhels en vermoë te herdefinieer in Cherie Nes ek is deur Cherie Breinart. Cherie Nes ek is deur Cherie Breinart is meer as 'n persoonlike memoir. Dit is 'n diep ontroerende, transformerende teks wat sosiale persepsies van gestremdheid bevraagteken. Die konsep van vermoë herdefinieer en die belangrikheid van insluiting beklemtoon. Cherie Nes ek is die autobiografiese roman van Cherie Breinart, 'n Suid-Afrikaanse vrou met Down-sindroom wat die beperkings wat dikwels deur haar toestand en deur die samelewing opgelê word oorkom het. Die boek vertel Cherie se lewensreis met eerlikheid, humor en hoop. Haar verhaal dien as 'n baken van bemagtiging, nie net vir individue met intellektuele gestremdhede nie, maar ook vir hul families en opvoeders. Dit nooi ook lesers uit om oor sosiale norme rondom sukses, intelligensie en menswaardigheid te besin. In baie samelewings word mense met Down-sindroom gemarginaliseer of slegs deur die lens van die mediese model van gestremdhede beskou, 'n model wat fokus op tekortkominge en abnormaliteite. Breinart se verhaal breek weg van hierdie raamwerk deur haar lewe te beskryf vanuit die sosiale model van gestremdheid, wat klem lê op die rol van sosiale hindernisse in die beperking van potensiaal. Sy stel haarself nie voor as 'n slagoffer van haar toestand nie, maar vier haar uniekheid en prestasies. Die boodskap in die titel, Nes ek is, dra die tema van ervaring en eie waarde sterk uit. Hierdie boodskap is besonder kragtig in die Suid-Afrikaanse konteks, waar toegang tot inklusiewe onderrig en ondersteuning aan gestremde persone steeds ongelyk is, veral in minderbevoorregte gemeenskappe. Cherie se verhaal bied dus 'n kragtige teenverhaal wat persoonlike en beleidsverandering inspireer. Cherie se reis is onlosmaaklik verbind aan die ondersteuning van haar ma, wat 'n sleutelrol in haar opvoeding en voorspraak speel. Die boek bied ryk insig in emosionele, psigologiese en logistieke uitdagings wat gesinne ervaar wanneer hulle 'n kind met 'n intellektuele gestremdheid grootmaak. Haar ma se volgehoue weiering om beperkte verwagtinge te aanvaar wat deur mediese professionele gestel is, weerspieël 'n tema wat algemeen voorkom in die regte beweging vir gestremdes. Die stryd om sigbaarheid, geleenthede en waardigheid. Onderwys word as 'n belangrike strydperk uitgebeeld. Ondanks groot uitdagings in haar pogings om toegang tot en sukses binne hoofstroomonderrig te verkry, word Cherie die eerste persoon met Down-sindroom wat tersiêre kwalifikasies in Suid-Afrika behaal het. Haar akademiese reis simboliseer nie net 'n persoonlike oorwinning nie, maar lig ook sistemiese tekortkominge uit en beklemtoon die dringende behoefte aan inklusiewe onderrigstrategieë. Geloof speel 'n sentrale rol in Cherie se identiteit. Haar Christelike oortuigings wat dikwels in die boek na vore kom, dien as motivering en troos. Hierdie geestelike dimensie versterk haar boodskap van eie waarde en veerkragtigheid en resoneer sterk met lesers in 'n land waar godsdienst steeds 'n belangrike kultuurelement is. In onlangse jare het Cherie 'n openbare spreker en woordvoerder geword en Suid-Afrika internasionaal verteenwoordig op konferensies vir mense met intellektuele gestremdhede. Hierdie ervaring, soos beskryf in die boek, wys hoe haar persoonlike verhaal ontwikkel het tot 'n simbool van moontlikheid. Haar stem daag stereotypes uit en moedig ander aan om vermoë, intelligensie en bydra opnuut te beskou. Die skryfstyl van Cherie Nes ek is direk emosioneel en toeganklik vir 'n wye leserspubliek. Hierdie toeganklikheid is doelbewus. Dit weerspieël die insluiting wat Cherie self bepleit. Die medeskrywe struktuur laat verskeie perspektiewe toe. Die eindresultaat is 'n genuanceerde vertelling wat intiem en universeel is. Cherie Nes ek is meer as net 'n memoir. Dit is 'n manifest vir insluiting, aanvaarding en menswaardigheid. Cherie se verhaal is 'n kragtige kritiek op ableism en 'n viering van wat moontlik is wanneer individue gesien, ondersteun en gehoor word. Haar lewe en haar woorde nooi lesers uit om diversiteit te omhels en die samelewingsnorme wat waarde bepaal te bevraagteken.